Here God, U is die Almagtige, ons het U lief, Here. Vader, Seun en Heilige Gees, U het U openbaar. U het mens geword, Here Jesus. U het die koninkryk van God gebring en die bose magte ontwapen. Toe U dood is aan die kruis, Here, kon U dood U nie gevange hou nie, nie opgestaan en nie opgevaar en U sit aan die regterhand van God. Here God, U het gesê dat U by ons sal wees al die dae. U het die Gees gegee om ons in die volle waarheid te lei. Doen dit vanaand as ons dit vra in geloof en in die kragtige naam van Jesus die Here. Amen. Ek wil graag begin met net 'n voorbeeld, kort videoklip, 1,5 minuut van hoe disinformasie of hoe verkeerde verstaan van dinge soms kan werk. Julle ken hom, né? Elvis Presley. These men come down here from New York and from Florida to find out my reasons on rock and roll music and why I preach against it, and I believe with all of my heart that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today. I 100% believe it. Why I believe that is because I know how it feels when you sing it. I know what it does to you. And I know the evil feeling that you feel when you sing it. No, it just all depends, I mean, on how you look at it. I guess if you want to think it's nasty or sexy, you could, but to me it's just, well, the two things are not necessarily the same. Yeah, well, you know, it's just so limber and loose. I mean, it's really marvelous. Een persoon se normale musiek is 'n ander ou se duiwel. Onthou julle hoe die ou mense gesê Elvis Presley homself is die duiwel. Ek bedoel, baie mense glo dit. Ek haal nou die aand eers, ek gaan nie sê waar nie, maar dit was in Sekunda, moet ek praat eers by 'n kerk en ek verwys na Elvis Presley en 'n ou kom na my toe en sê hy's 'n satanis, want enige ou wat jy nie verstaan nie is 'n satanis en die duiwel aanbid. En ek sê dis nie waar nie. Nee, maar hy weet. Nou goed, hy weet. En as ek na hom verwys dan het ek ook nou in die kader gespeel, so ek moet dit nou terugtrek om nou die kerk ontseep en ontreinig en alles. Ek het my verkneukel aan die interessante episode. Maar hoe dit ook al sê, as jy iets nie verstaan nie, moet dit nie onmiddellik duiwels maak nie. Ek wil ons lag vandag daaroor, maar in die 1950s het hierdie oom gepreek daarteen. En het kerkmense gesê as daai man so begin ruk met sy bene en hy doen die Jailhouse Rock, is dit klaar. Hulle het Elvis verbied in die 50s om die Jailhouse Rock te doen. Hy moes by geleentheid moet 'n tuxedo dans, want kerkmense se siele kon dit nie vat nie. Hulle die predikante en die dominees en die pastore was so opgewerk daarteen. Ek onthou my meisie en nou my vrou was in 'n ander denominasie en dan het ons so een Sondag aand na hulle kerk toe gegaan en een Sondag aand na die NG Kerk. En die dominee was nogal 'n fyn kenner op sonde. Ek het nooit geweet wat hy oor die Bybel sê nie, maar ek het altyd die top 10 sondes by hom geleer. En ek onthou op 'n aand het hy gepreek aan ons studente daar oor die splete. En ek het gesit en ek het vir my meisie gekyk en sê, wat? Hy sê, die nuwe skirts wat uit het splete in agter, penselrompe. En hy het sê, vrouens wat dit dra, stap in die doderyk homself in. En ek het by myself gedink, ou dominee het nogal 'n verbeelding, maar dit is so. En ons het dit gelos en toe laterand, ek gaan teologie swaat en ek het 'n jong dominee geword, en ons beland toe in dieselfde dorp en hy is nou nog steeds daar. En ek ook, en op 'n dag loop ek en Marietjie, en ou dominee en sy vrou loop hier voor ons, en die volgende oomblik bars ek uit van die lag. Ek lag, my vrou sê, wat gaan aan? Ek sê, weet jy, ek het 'n snaakse humor en ek onthou die verkeerde goed. Maar onthou jy, 15 jaar terug, toe ons nog uitgegaan het, of 10 jaar terug, het ou Doom gepreek teen die rompie wat die tannie aan het. Toe het mevrou Dominee die dingetjie ook nou so aan die penselrompie. Ek het ergens so aanhalings, ek moet ouens praat oor eie tydse tegnologie, waar hy ou gesê het, hy sê, kyk, 'n gemiddelde persoon, enige iets wat uitgevind word in die wêreld, voordat jy 30 jaar oud is okay. Maar die oomblik as jy oor 30 jaar gaan, is alles wat nuut uitgevind word, teen die natuurlike orde van dinge, dit verwoes die samelewing soos ons nou ken, en dis die einde van alles. Tot so vir 10 jaar, dan is jy gewoon dan gaan jy ook op Facebook, en dan gebruik jy ook jou selfoon, en jou rekenaar, vat so 10 jaar, dan jy, so vriende,
Ek bedoel ons bloos, maar ek kry nou die dag preek ek in 'n platlandse gemeente en ou gee vir my 'n klomp van die ou kerkbodes van die NG Kerk in die 1950s. Ek kom vanoggend weer op ene af. Dit maak wonderlike leesstof om te sien waarteen het hulle gepreek in die 1950s. Niks anders as vandag nie. Dominee was diep bekommerd oor die jeug wat nie meer betrokke is nie en die sondes en die vermurwenheid en susters wat beklei en aan die duiwel het 'n voorkeur gee want hulle sit by die waar hulle moet koeksusters bak, stry hulle wie se koeksusters is die beste. In elk geval vriende, kom ons begin. Ons het verlede week 'n paar dinge met mekaar gedeel oor die duiwel. Ons het vir mekaar gesê en ek dink dis 'n belangrike hierdie is 'n lewensbelangrike stelling. Dat die duiwel kry baie keer per preek meer blootstelling as wat hy in die hele Ou Testament kry. Ons het vir mekaar gesê Satan as sy eie naam kom net voor as 'n figuur in eie reg, as 'n figuur. Die slang word in die Nuwe Testament, Genesis 3 se slang word eers in Openbaring 12 as die Satan geïdentifiseer. Ek praat van Satan, die naam, die figuur, net 4 hoofstukke in die Ou Testament. In die boek Job 1 en 2 onthou julle, as hy Job toets. In Sagaria hoofstuk 3 het ons dit gelees en in 1 Kronieke hoofstuk 21. En dan sit dit. So ek sê Satan kry vandag per preek dikwels meer blootstelling in die kerk as wat hy in 2-3 duisend jaar se geskiedenis van God se handelinge met sy volk kry. Dis 'n skande. God moes meer blootstelling gekry het. Ek dink ons sou gevorder het as ons gesê het God kry meer blootstelling as wat hy in die Bybel kry in preke vandag. As julle hoor wat ek sê met respek. Goed. 'n tweede stelling wat ons vir mekaar gesê het, 'n klompie uitgangspunte. Ons het dit nou vir mekaar gesê. Die vraag is nie wat sê my ervaring nie, wat sê die Bybel oor die duiwel? Die Bybel sê ons vir mekaar is God se amptelike boek. Dis sy amptelike selfopenbaring. Die kerk sê dit vir 2000 jaar en ons bely dit en ons glo dit. Dis nie maar net wensdenkery van die lug gesuig nie, dis die offisiële selfbekendstelling, autobiografie van God. Dis sy reddingsverhale, dit wys ons wie's God, hoe hy optree, hoe hy met die wêreld maak, hoe hy red, wie hy red, wanneer hy red, hoe die wêreldgeskiedenis loop. En daarom dink ek het gedog dit is die mees eenvoudige ding. Kom ons sê net wat sê die Bybel oor die duiwel. En dan is die gesprek verby, maar dit lyk vir my is nie so eenvoudig vir baie ouens nie. Tweedens, wat ons nou vir mekaar gesê het, mens toets jou ervaring aan die Bybel, en as jou ervaring nie klop met wat die Bybel het nie, met jou ervaring aanpas. Dit geld vir alles, geliefdes, dit geld vir alles, nie net vir die duiwel nie. As die Nuwe Testament sê en die Ou Testament sê, Satan kan nie in dooie objekte bly nie, dan moet jy of ophou om dit te glo, of vir die Bybel sê, ek weet wat ek gaan doen, ek gaan Jeremia 10 uit my Bybel uitsny en dit weggooi. En ek gaan Jesaja 44 uit my Bybel uitsny, want dis nie waar nie. Ek weet, God se woord is nie waar op hierdie 2 hoofstukke nie. Dis wat jy behoort te doen as jy nie die Bybel ernstig vat nie. Gelowiges se posisie en identiteit is in Christus. 'n Ware gelowige wat Jesus as Here ken. Ek bedoel, dis die Nuwe Testament se verstaan van 'n gelowige, iemand wat Christus as die Here ken en bely. Nee, met jou mond bely en met jou hart dit glo. Jesus is die Here. Dis die Nuwe Testament. As jy dit glo, is jy in Christus, is jou identiteit wie jy is, 'n Christen, 'n oorwinnaar. Jy begin op die oorwinningsrostrum saam met die Here Jesus as oorwinnaar. Jy leef in hom sy oorwinning. Jy groei nie na 'n lewe van oorwinning nie, jou vertrekpunt is saam met Christus. Dis die Nuwe Testament se vertrekpunt. Die Nuwe Testament begin nie, ons is almal sondaars as Christene en nou moet ons daar kom nie. Dit begin, ons is hier. En as jy die dag die spoor byster raak, dan praat die Nuwe Testament met jou, hoe kom jy weer terug op die pad? Ons het dit altyd andersom in die kerk gedoen. Ons is hierdie ou sondaars, ons sukkel en ons moet kom by 'n lewe van oorwinning. Die Nuwe Testament sê, kom ons begin daar en as jy uitval, kom ons kry jou terug op die standaard. Ek het die storie al vertel, kan ek dit net illustreer weer 'n keer met die voorbeeld van die Jode wat minder as
1% van die wêreldbevolking is, maar 22% van die Nobelpryse wen. Wat 'n beduidende hoeveelheid van die groot literêre pryse, die Pulitzerpryse, die Oscars wen. En jy kan maar gaan lees studie op studie oor die Jode, hulle het 'n duidelike identiteit as 'n volk. 'n Jood sal niks vir sy kind sê of vir haar kind, gaan vind jouself, gaan ontdek jouself nie. Ag, dis jou keuse nie. 'n Jood sê vir sy kinders, as hulle sit by die Pesach, by die Pasga, elke Vrydag gaan Shabbat hou, dan sit hulle daar en dan sê hy, weet jy wie is jou oupa, grootjie? Sy naam is Abraham. Weet jy wie is jou oupa? Moses. En weet jy pa was saam met hom deur die Rooi See. En weet jy wat? Jy gaan vir jou kinders vertel jy's ook deur die Rooi See. Die Amish daar in Amerika doen dieselfde. Onthou julle hierdie televisieprogram nou oor hulle Breaking Amish. Jy word groot as 'n Amish. Jy kan eintlik dit net uitklim. So Paulus leer vir mense, jy is in Christus. Galasiërs 2:20, ek is saam met Christus gekruisig. As hy vir die gemeente in Korinte besoek, né? 1 Korintiërs 2 vers 1 en 2 sê hy, ek het my voorgenem om julle onder julle niks te weet nie as Christus en hom as die gekruisigde. So Paulus verstaan identiteit. Vir elke gemeente leer hy hulle, julle is in Christus. As hulle bang is vir die duiwel, leer hy hulle van Christus. As hulle wonder oor die Sabbat, leer hy hulle van Christus. As hulle wonder oor God se wil, leer hy hulle van Christus. Ek het nie, as ek oor God se wil gewonder het min mense my gesê, wat gaan leer by Jesus? Gaan vra, wat is Jesus? Ek het nou gehoor, jy moet bid en teken soek en klippies uitsit en wat alles, as jy nou moet daar gaan werk of daar. Maar jy kan nie oor God se wil praat los van Christus nie. Jy kan nie oor die Sabbat praat los van Christus nie. Ons het mos nou die dag by 'n ander Bybelskool het ons dit vir mekaar geleer. Goed. So ons is in Christus. Ons het verlede week gesê, geliefdes, ons trek in sy triomf, sy oorwinning. Onthou julle, ons het gekyk na 2 Korintiërs 2. Nee, ons het begin by Kolossense 2 vers 14 en 15. God het Satan, die bose magte in die openbaar, verslaan deur hulle in sy triomftog te vat. Toe het ons 2 Korintiërs 2 vers 14 gevat, jy en ek trek saam in Christus se triomftog. Ons maak die kennis van Christus soos 'n lieflike aroma, geur bekend. Ons is trou in sy aroma. Toe het ons gekyk na Efesiërs 4, dat ons saam met hom opgevaar het na die hemel. Ons identiteit is in Christus. Goed. Nou, kom ons begin vanaand en ons sê vir mekaar, kom ons begin waar ons geëindig het. Satan is ontwapen. Dit is nogal 'n ernstige ding wat die Nuwe Testament sê. Ontwapen. God het nie net wetgewing gemaak dat Satan nie meer wapens mag dra nie, want ons kom agter in sekere plekke, ek gaan nie name noem nie, maar sou Suid-Afrika kon wees, steur mense hulle nie aan wetgewing nie. So God het nie 'n wet gemaak, Satan geen wapens meer vir jou nie. Jesus het dit kom vat. Hy het dit kom vat. So, watse wapens het Satan gehad? Kom ons kyk 'n bietjie en dan kyk ons wat het hy verloor. So, sy eerste groot wapen wat hy gehad het is die dood. Nie waar nie? Satan was baas van die doderyk. Dis nie hierdie keer ons studie nie, ons kan dalk by 'n volgende geleentheid as die Here wil daarna kyk. Maar in die Ou Testament sal jy ook onthou is lewe na die dood baie skaars, die verwysings daarna. Jy moet baie hard soek om te sien mense het glo in ewige lewe in die Ou Testament, né? Want God se openbaring het mos nie alles op een slag gesê nie, dit het mos so voller en voller geword. Eers later in die Ou Testament in Daniël 7, Psalm 23, sovoorts, dan begin jy sulke grepe kry op lewe na die dood. Die Israeliete het geglo as jy dood is jy in Sheol. Dis die Hebreëse naam vir die onderwêreld. Die Grieke het gepraat van die onderwêreld as Hades. Hades. Job vertel vir die Here, hy wil nie doodgaan nie, want dan gaan hy in die onderwêreld en almal vergeet jou in die onderwêreld. Dawid vertel vir die Here, ek dink Psalm 84 en so aan, mens wil nie in die onderwêreld wees nie, want almal vergeet jou. So in die Ou Testament was 'n lang lewe belangrik. Maar uiteindelik het die Jode verstaan, Satan het mag oor die dood. Kom ons lees net Hebreërs 2. Dit is so baie belangrike teks. Laat mens moet hom hardop lees sodat hy diep in jou geheue is, want die duiwel lyk vir my het 'n vermoë om hierdie tekste te blus en sy harpies aan te sit en laat ons dit mis. Hebreërs 2 vers 14.
Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy, dis ons Here Jesus, net soos hulle mens geword. Hoor nou, dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. Hy het nie sy wapens, hy het nie gesê, daar's 'n amnestietyd, gee in jou wapens nie. En ons sal bly wees, ons sal vir jou sertifikaat uitreik as jy dit ingegee het nie. En ons sal onderhandel met jou vakbond, ons vakbond. Niks nie. Jesus het hom vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. So vriende, en ek het daarmee saam Openbaring 1 vers 17 en 18, jy ken dit. Johannes loop op Patmos en Jesus vas. En dan sien hy vir Jesus en hy sê, ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Ek besluit. En ek sou 1 Korintiërs 15 kom bysit. Onthou julle? Paulus lag vir die dood. Hy vra dood, waar is jou angel? Waar is jou angel? Christus het opgestaan. Hy lewe. Die dood se bluf is geroep. Paulus weet, Johannes weet dat die dood jou nie kan hou nie. Wanneer 'n gelowige sterf, Paulus roep dit uit in Filippense 1. Hy sê ek is in 'n tweestryd of ek moet lewe en of ek moet gaan. Hy sê dis verreweg die beste. Dan sê hy ek wil graag gaan en by Christus wees. Paulus het geen twyfel. Ek sou ook kon verwys na die 6de seël. As dit oopgaan in Openbaring 6, dan sien ons onder die altaar van God in die hemel die siele van gelowiges. Dis voor die wederkoms nog. Hulle almal by God en hulle praat met God. So gelowiges is na hulle dood. Ons sou ook Lukas 16 kon vat, die ryk man en Lazarus ensovoorts. Gelowiges is na hulle dood bewustelik reeds by Christus. Satan het sy mag oor die dood verloor. Hy het sy mag verloor. 1 Petrus 3, daar waar Jesus sê hy het na sy dood vir die geeste in die gevangenis gaan preek. Hy het waarskynlik die hekke van Hades vertel, die buitebybelse boek, die Handelinge van Petrus, een van die apokriewe boeke, vertel, direk na sy dood het Jesus 'n triambos gehou. En ek vermoed, geliefdes, julle onthou die 12 artikels, daai moeilike uitdrukking, Jesus het ter helle neergedaal. Nou baie ons sê hy het die smarte van die hel aan die kruis gelei. Ek vermoed, ek weet tot in die 5de eeu in die vroeë kerk was daar 'n standpunt dat Jesus na sy dood in die doderyk was. Maar nie as gevangene nie. Waar begin 'n mens met 'n oorwinningsoptog? Onthou ons het laasweek daaroor gepraat, op jou vyand se terrein. Nie waar nie? So die Handelinge van Petrus, daai apokriewe geskrif wat so in die 2de eeu geskryf is oor hoe Petrus dood is, vertel dat Jesus toe hy sterf aan die kruis, toe begin sy triomftog, waar? In Hades. Nou vertel hy dit baie interessant. Ek weet nie of julle die Handelinge van Petrus het nie. 'n Baie goeie boek om aan te skaf is Jan van der Walt hulle se die apokriewe. Hy en François Tolmy wat by Bloemfontein Universiteit is, hulle twee het hom vertaal. En jy gaan lees as Jesus so aankom na die doderyk toe, dan skree Satan vir Hades, die god van die onderwêreld, jy beter slotte aansit meneer, hier kom moeilikheid. En dan loop Jesus daai hekke laat jy net skaniere sien spat. En dan haal Jesus almal uit die doderyk uit wat in God glo, al die regverdiges. Haal Jesus dan uit, dan vat hy hulle saam. Miskien is dit wat Petrus ook bedoel met sy triomftog, toe hy so op pad is by die geeste in die gevangenis verbygegaan het hy die hekke van Hades oopgebreek, so die vroeë kerk gedink. Die Nuwe Testament sê dit nie. Onthou julle Lukas 23 wat Jesus vir die man aan die kruis sê? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou daar is 'n gesprek vir al die Jehova getuies, het die gesprek, hulle vertaal hom so, vandag sê ek vir jou, jy sal saam met my in die paradys wees. Dit is, hulle stry oor die komma. Nou ek onthou die storie van die Hollandse ou wat vir sy vrou 'n grafsteen opgesit het, toe daar 'n komma skuif gekom. 'n Komma kan baie keer noodlottig wees as jy op 'n verkeerde plek sit. Hy het gesê, hier lê my vrou Griet, in die hemel is sy, nie in die hel, dit weet ek wel.
toe skuif hulle die komma, die ou by die grafsteen uit 'n foutjie gemaak. Toe maak hy, hier lê my vrou Griet, in die hemel is hy niet, komma, in die hel, dit weet ek wel. Sien wat kan 'n komma doen? Moet maar regop sit baie keer. So mense moet seker maak, jy kry die kommas reg. Taal is belangrik. Hoe dit ook al sê, geliefdes, die Nuwe Testament weet een ding, Christus het die sleutels van Hades. Hy gee die sleutels terloops, sien nou vanaand se gesprek, maar onthou julle, as Jesus daai eerste aand na sy opstanding uit die dood verskyn, aan sy bang disippels wat wegkruip in Johannes 20, dan sê hy, ek gee vir julle die sleutels wat ek het, vir mense die pad na die ewige lewe oop en toe te sluit. Hy het dit vir Petrus ook in Matteus 16 gegee en vir sy kerk. Goed, maar die dood, en daarom geliefdes, Christene wat te bang is vir die dood, verstaan nog nie die evangelie nie. Ons moet nie heldhaftig wees nie. Maar ons het nog hierdie vraag, omdat ons nie God se wil reg verstaan nie. Ons moet dalk weer nog 'n Bybelskool daaroor hou. Die Nuwe Testament het geen vraag as 'n gelowige doodgaan, was dit nou God se wil of nie, want jou lewe is God se. Daarom sê Paulus in Romeine 14, of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan Christus. En of ek hier is en of ek daar is, ek is syne. En hy sluit sy laaste brief op aarde af, daai wonderlike vers, nog nie afsluiting nie, maar hy skryf in 2 Timoteus 4, vers 7 en 8, ek het die goeie wedloop afgelê, nou wag die lewe by Christus, die oorwinningskroon vir my. Christen het geen twyfel dat die Satan beroof is. Hy is geplunder. Onthou julle Lukas 11 en Matteus 12, wat ons laasweek het ons net een gelees. Christus het die sterk man se huis kom plunder. Hy het sy wapens kom vat. Hy het die dood verloor. Wat se wapen het hy nog verloor? Kom ons kyk. Hy het sy reg om in gelowiges te plak, te bly, hulle te okkupeer, te beset, te bind, verloor. Daar is geen enkele teks in die hele Nuwe Testament wat sê dat Satan 'n gelowige kan bind, beset, bewoon, okkupeer en die Here kan niks daaraan doen nie. Dis 'n baie populêre leerstuk in baie kringe. Daar word eksorsismes of duiweluitdrywings op ware Christene gedoen. En dan sê mense vir my hulle dryf duiwels uit. Ek sê dis 'n suggestie wat in jou kop is en dan help daai ou jou en dan glo jy die suggestie. Kom ons lees die tekste. Kom ons hoor die skrif en dan besluit ons gaan ons die ervarings glo of gaan ons die skrif glo. Kom ons vat net die groot tekste, die groot battery van Heilige Gees tekste in 1 Korintiërs. Kom ons begin by 1 Korintiërs 3 vers 16. Paulus is besig om met die kerk te praat, met die kerk as geheel, die totale ware kerk van Christus, die gemeente in Korinte. En hy is besig om hulle te waarsku teen groepsvorming, verdeeldheid, en dan vra hy vir hulle die volgende vraag, terwyl hulle so onder mekaar beklei en veg, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Heilige Gees of die Gees van God in julle woon nie. Paulus sê ouens, verstaan julle nie julle is God se eiendom nie? Verstaan julle die Gees bly in die kerk van die Here, die ware kerk nie? Ek sou ook 1 Korintiërs 12 vers 13 kon lees, die kerk is almal saam in een Gees gedoop. Nou praat Paulus, hy praat dus hier om die kerk as 'n geheel. Nou skuif hy oor, nou begin hy met gelowiges afsonderlik praat, 1 Korintiërs 6 vers 18. En net om vir jou 'n idee te gee, die Korintiërs doen sondes, wat ek weet, baie sogenaamde eksorsiste of uitdrywers, glo dit is sondes wat die Christene dan van moet bevry, of uitdrywings doen, of eksorsismes doen, seksuele sondes. Nou, as jy nou 'n seksuele sonde het, weet ek sal baie ons sê, jy het 'n binding, of as jou ouma 'n slamaier was, of by 'n heks was, amper sê ek of die WP geskree het, nee, ek sal nie, ek het dit nie, trek terug, ek sal dit nie sê nie, oulike rugby spannetjie, goed, al het hulle verloor teen Saracens, goed, vers 18, die gemeente in Korinte doen verskriklike sondes, hulle is, Paulus het in 1 Korintiërs 5 gesê, daar kom sondes in julle midde voor, wat nie eens onder heidene voorkom nie, dat 'n man met sy stiefma seksueel immoreel lewe. Ek bedoel,
vriende, Paulus doen nie eksorsisme, hy dryf nie 'n duiwel uit nie. En nou vertel hy in 1 Korintiërs 6 dat daar 'n ou klomp ouens is wat regtig lelike goed doen met hulle liggaam. Hulle besoek waarskynlik bordele in Korinte. Die van julle wat al in Korinte was, dis altyd vir my lekker om saam met ouens daar te loop. Ons weet, dit was voor Paulus se tyd, was daar 'n tempel vir die godin Afrodite. En 'n deel van om verlossing te kry is dat jy moet die seksuele gemeenskap moes hê met die prostituie, dan het jy deel gekry van die godin en lewe gekry. En baie Christene het maar net korrup bly lewe. Nou sê Paulus vir hulle, enige sonde wat jy doen, is buite jou liggaam, maar hy sê maar om jou liggaam aan iemand anders te gee. Met respek gesê, God het 'n lisensie uitgereik dat jy jou liggaam net met een persoon kan deel. Jou huweliksmaat, lewenslang. God het gesê, jou liggaam is myne, ek het dit gekoop. Jy is myne. Jy's nie die duiwel se nie, jy kan met jou liggaam niks doen nie, ek het jou liggaam. Maar ek gun jou vir lewensgemeenskap, het ek jou dit gegee om jou liggaam met een persoon te deel. Maar die oomblik as jy jou liggaam met iemand deel, boonbehalwe jou huweliksmaat, sê Paulus, weet julle nie, vers 15, 1 Korintiërs 6:15, dat julle liggaam deel is van Christus nie. Sal ek 'n deel van Christus neem en 'n deel van 'n ontugtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? God sê die twee sal een word. Nou begin Paulus, so hy dryf nie 'n duiwel uit nie, en Christene doen dit. Hoor nou wat sê hy, vers 18, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie, hy vra weer 'n vraag, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees nie. Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal, julle moet God in julle liggaam verheerlik. Paulus gee nie Satan die erkenning dat daai Christene gebind, beset, geokkupeer, gewat ook al is nie. Hy sê vir Christene, breek met daai sonde, want 'n ou het eendag vir my gesê, hy kan nie daarmee breek nie, want die duiwel is te sterk, hy het nou 'n binding. Ou vir hom sê hy het 'n binding. Toe sê ek vir hom, wie wat, nou jy glo nonsens, jy glo nie die Gees nie. Die Gees van die Here is kragtiger, hy wat in julle is sterker as hy wat in die wêreld is, sê die skrif. As jy die skrif glo, dan stop jy dit net. Ek bedoel, Paulus het nie 'n rehabilitasieprogram vir sonde nie, né? Hy het daar in Efesiërs 4, wat sê hy vir diewe? As jy 'n dief is nie het gesteel, wat moet jy doen? Bid jou dit nou aan, hè? Hier staan ons vanaand en hier's nou 'n ou wat, en hy kom gesê getuienis lewer, hy sê ek is 'n kleptomaan. Ek het laas jaar R50,000 gesteel. Deur die genade van die Here het ek dit afgebring na R30,000 'n jaar toe. Julle moet vir my bid. Ek mik volgende jaar net vir 15,000 en die jaar daarna vir 10 en dan 'n jaar daarna vir 5. Wees met my bly dat ek besig is om my sonde te wen. Wat gaan jy vir jouself sê? As daai ou langs jou kom sit. Hier's my beursie en jy bly net daar. Wat is Paulus se rehabilitasieprogram? As jy 'n dief is, moet jy ophou steel. Hard werk sodat die armes kan eet. As jy seksueel immoreel lewe, moet jy ophou, jy moet breek daarmee in die naam van die Here, met die Gees wat in jou is, sal jou stop. Glo die skrif en stop dit en kom oor dit en leef heilig, want jou liggaam is gekoop. Daar's 'n bordjie in die geloof langs jou lewe wat sê onder nuwe bestuur. Glo die skrif. Paulus sê dit in 2 Korintiërs 6 vers 14, vat hy weer 'n keer die Korintiërs aan wat hulle verstaan nie. Hulle dink dis hulle is so bietjie behep met die duiwel ook. Hoor net wat sê hy in 2 Korintiërs 6 vers 15 met name. 2 Korintiërs 6:15. Hy sê hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Belial is die ander naam vir die duiwel, né? Beelzebul, Belial, hy het so 'n klomp ander name, Azazel ensovoorts, so die Jode hom geken het. Hoor nou vra Paulus, hoe kan 'n gelowige dieselfde gemeenskaplike belange hê met 'n ongelowige? Hoe kan daar ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en die afgode? Ons is die tempel van die lewende God. Ons is die tempel van God. So geliefdes,
Die Nuwe Testament, en ek sou nog Romeine 8 ook kon lees, wat Paulus sê, ons is deur die Heilige Gees gevul. En Efesiërs 2 vanaf vers 11, waar Paulus sê, ons is in Christus, hierdie nuwe tempel, hierdie gebou wat herrys tot heerlikheid van God. Daar is vir die Nuwe Testament, Satan het nie die mag om die almagtige God uit te knikker nie. Onthou weer Matteus 12 en Lukas 11 van verlede keer, waar Jesus die storie vertel. As 'n sterk man sy besittings oppas, is sy goederes veilig. As een wat sterker is kom, vat hy sy huis. Jesus is sterker as die sterk man. Matteus 12 en 11. Goed. Skrif is redelik duidelik oor hierdie dinge. Kom ons gaan aan die volgende wapen wat die duiwel verloor het. Sy aanklagfunksie voor God. Ons het vir mekaar nou die aand gesê, Satan het in die Ou Testament gaan skinder oor Job en Sagaria. Hy kon in die hemel ingaan, né? En ons gaan nou wil ek dit waag. Ek weet nie hoe ver gaan ons kom daarmee nie, want ons wil lekker ruimtyd met vroue ook met mekaar besig wees. Maar geliefdes, in die Ou Testament kon die Satan mense by God gaan aankla. En as ons nou Openbaring vat, gaan ons sien die Nuwe Testament breek dit. Ons het verlede week gekyk na Lukas 10, waar Jesus vertel vir sy disippels, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Hy's uit. En ons gaan nou Openbaring 12 aandurf. So ek kom terug na hom. Maar hoor net wat skryf Paulus vir die gemeente in Rome. In Romeine 8. Oor die aanklagfunksie van Satan. En ek sal terugkom na Openbaring 12. Dis 'n baie belangrike teks. Daar hoor ons, ons gaan in die hemel moet ingaan om hom te lees. Ek bedoel in die Bybel se teks, in Openbaring 12. Maar Paulus skryf in Romeine 8. Hy sê, wat is nou, vers 31, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade aan ons skenk nie? Wie kan die uitverkorenes aankla? Wie kan ons nog aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger, gevaar, naaktheid, swaard. En dan hoor ons in vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Het is moeilik om daai Grieks te vertaal. Hypernikao beteken net, ons is van begin tot einde superoorwinnaars. Deur hom wat ons lief het, hoor nou, hiervan as ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of magte, bose magte, of teenswoordig, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Dan sê Christus vir my, die Here voel so ver. Dan sê, kom oor jou gevoel. Drink 'n pilletjie, kom oor dit, en glo die Bybel. Of drink 'n koffietjie, of ietsiekie, maar vat iets, maar jy moet net die skrif glo. Want jy luister waaragtig ook na jou gevoelens. My gebed het teen die dak vasgeslaan. Ek sê, ek kan nie teen die dak vaslaan nie, want dat jy nie gebid nie. As jy in die ware, as jy in die naam van Jesus praat, is die hemele oop. God luister. Dalk het jy nie ontvang nie, Jakobus 4. Dan moet ons ander medikasie gaan soek in die Bybel. Dan moet ons die Jakobus 4 medikasie gaan uithaal. Jy het dalk nie omdat jy nie bid nie, en as jy bid, bid jy verkeerd, want jy wil net goeders hê van die Here. Jy sien hom net sy noodwiel, nie as die stuurwiel nie. Of jy wil die medevlenier wees, net so nou en dan moet die Here die stokke vat, as jy nie meer weet wat jy moet doen nie. Dan moet die Here nou kwans huis vlieg. Maar vir die res is jy op autopilot, of alleen, wat is, want ek hoor, mense moet nie altyd so baie Engels praat nie, maar autopilot, goed, so, julle sal verstaan. Google sal ook help as dit nie werk nie. Goed, so, niks kan jou van die liefde van God skei nie, niks, nie die Satan nie, Paulus noem elke moontlike ding. Goed, so, Satan kan ons nie meer in die hemel aankla nie. Ons gaan nou Openbaring 12 sien, want hy is in die hemel verbied. Ons gaan sien wanneer. So, hy kan miskien nog in jou gewete met jou kom karring, of jou sê, jy maak dit nie. So, daai stemmetjie kom na jou toe, maar hy kan dit nie by die Here doen nie. Nog 'n wapen wat hy verloor het. O ja, daai bloedlyn vloeke en goeters, dit gee ons aan koue koors, né? Net die naweek lees 'n
vertel 'n ouetjie my het nou 'n boek gesien van renunciation prayers wat jy nou moet bid. 160 bindings wat daar kan wees. Van Hitler tot die Khoisan tot Hulle het nog net nie 'n rugby ene nie. Dis vir my altyd interessant. Hy's nie daar nie. Tot hekse, tot dollosgooiers, maar 160. Ek bedoel as jy daai boek klaar gelees het en jy het nie angs nie, dan weet ek nie. Dat dit begin by, kom ons vat Exodus 20. Hy word gewoonlik gebruik om iets daarvan te motiveer. Ek sal die sondes van die vaders besoek aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Dan sê dit, daar staan dit. Sê dit nie, dit staan nie daar nie, is beeldspraak. Beeldspraak, enige mens weet hoe werk beeldspraak. As iemand sê, daai man is hoog in die takke, dan kyk ek nie waar is die bome en waar is dit nie, ek sien niemand daarbo nie. Dan weet ek presies wat hulle bedoel, want is beeldspraak. Want jy moet die teks verder lees, maar ek bewys my liefde tot aan die 1000ste geslag. Nou weet jy mos in Joodse tradisie is 1000 volmaak. So God sê, my liefde is onmeetbaar en my oordeel is so kort soos 3 geslagte. Dis beeldspraak en sê, my oordeel is net so kort en my liefde is onmeetbaar. En die Israeliete het dit verkeerd verstaan, maar toe die Here hulle reg gehelp deur sy profeet Esegiel, nou jy kan die hele Esegiel 18 gaan lees, waar die Here vir die Israeliete sê, hoe verstaan julle my beeldspraak so verkeerd? Want toe die Israeliete selfs 'n spreekwoord gemaak hieroor. Die ou mense het groen druiwe geëet, en toe word die kinders se tande stomp. Ja. Bedoelende, pa en ma maak droog, nou word ek daarvoor gestraf. Dis 'n baie populêre storieetjie. Ek onthou, ek het dit ook al vertel, maar toe my vrou, toe sy begin skool hou sy skool daar in Kenton Park, by 'n laerskool met die naam Kreft. En hy is vandag nog daar. En dis by daai skool waar daai pedofiel met die van Rooi en 3 kinders ontvoer het. Baie van julle sal onthou, 4 Odette Belcher en so aan. En toe die 3de kind by daai skool ontvoer is, toe kom haar 'n dominee toe sê die Here het dit gedoen, toegelaat want hy wil Kenton Park tot bekering bring. Nou obviously het dit dan misluk, want Kenton Park is nou nog maar die Oosrand, né? En ek bly nog steeds daar. Ek is enigste ou wat vanaand terug gaan Oosrand toe. Julle kom net daar vandaan af. So ek altyd sê, die meeste ouens wat ek ken kom net van die Oosrand af, maar ek gaan altyd weer terug. Maar hoe dit ook al sê, daai soort teologie is 'n baie diep gewortelde teologie by mense. As iets slegs gebeur, moes daar iets gewees as oorsaak gevolg. As Paulus daar sit op die eiland Malta en hy slang pik hom, so hy moes die gode kwaad gemaak het. As daai ouetjie blind gebore is in Johannes 9, dan sê die disippels, ons wonder dan wie het nou gesondig, hy of sy ouers. As die toring omval in Lukas 13 vers 1 tot 6, dan sê die fariseërs, daai ons was seker die grootste sondaars, nou die Here hulle teruggekry. En die hele Bybel ontken daai teologie, dat jy reglynig kan besluit. As 'n ou siek is dit straf. As 'n ou nie gesond word nie, is hulle geloof te klein. Maar elke tweede geloofsgeneesheer maak 'n sak geld, omdat hulle hierdie teologie sê, jy het nie hard genoeg geglo nie, as jy net geglo het. En dalk sit 'n binding, en dalk moes ons nog, was jou ouma grootjie se klein niggie nie dalk by 'n slammeier nie, want dan die duiwel so aangekom. Maar dat hulle in Jesus, die Here van hemel en aarde glo, nee, dit tel nie, want die duiwel is mos nou sterker as Jesus. Jesus nou net hulle in sy hand, maar weet jy wat, die duiwel kan ons nou Jesus se hand uitforceer, en hy kan Jesus se verlossingswerk neutraliseer, en hy kan die Heilige Gees uit die pad uitstamp, en hy kan die huis oorvat, al sê die Bybel en God se woord, hy kan nie. Ons het dit mos nou ervaar, so God is verkeerd, Paulus is verkeerd en almal. Dis erg, né? Die Bybel ontken nie dat daar vloeke so of dat daar slegte goed in families gebeur nie, maar die oomblik as jy in Jesus glo, wat sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 16 en 17? Iemand wat in Christus is wat? Vriende, ek wens ons kon almal Grieks gelees het. Hy sê in die Grieks, iemand wat in Christus is, dan moet jy die Griekse konstruksie werk so, dan haal Paulus die werkwoord uit en dan begin hy begin uitroep, hy skree. Hy sê nuwe skepping. Kainei ketisis. Ketitso is die Griekse woord, ketitsein is die een woord vir skep, te create. God is die skepper. En as God skep, so Paulus sê 'n Christen is 'n nuwe skepping. Hy sê in Galasiërs 6 dieselfde.
Hy sê al wat saak maak is dat mense in Christus nuwe skepings is. So die oomblik as jy by die kruis kom, is jou verlede verander. Is jy nie meer deel van jou familie nie, is jy nou 'n Christen. Gaan lees Efesiërs 2 vers 11 tot 22 waar Paulus sê by die kruis het Jesus die skeiding tussen Jood en nie Jood opgehef. Ons is nou 'n nuwe mensheid. Vriende, daar bestaan iets. Dis net ouens wat nie die Bybel reg lees nie, wat praat van ek is 'n Christen Afrikaner of ek is 'n Christen Jood of dit. Jy's net 'n Christen. Alles is onder dit. Jy's nie eens 'n Christen sakeman nie. Jy's net 'n Christen. Noudag moes ek op die radio praat oor Christen sakeman. Dit sê ek nie daar's nie so iets nie. Toe sê die omroeper nou 'n bietjie omkant. Sê ek maar ons praat mos nie van Christen armes nie. Nou wanneer word jy nou 'n Christen sakeman? Moet jy nou R1 miljoen hê of moet jy nou R2 miljoen hê of wanneer? In dieselfde beginsels geld vir jy 2 hemde het, sê Johannes, moet jy 1 weggee en vir jy 2 biljoen het, moet jy 1 biljoen weggee. So die beginsel is dieselfde. So jy's net 'n Christen. Jy praat Afrikaans, maar as ons hierdie goeders op dieselfde vlak sit, dat ons dikwels nie die keuses moes maak nie, vir die Here nie. Die oomblik as Christus jou red, gee vir jou 'n nuwe identiteit. En ek is die eerste ou wat daarmee sukkel, kan ek dit weer sê? Ek het vir my 'n rympie aangeleer. Want as mense vir my vra, wie is ek, dan vertel ek vir hulle wat ek doen. Want ons moet ons ouens beïndruk met wat ons doen. So het ek groot geword. As jy aansoek doen vir werk, moet jy die ou met die langste CV wen. Nee. En jy moes want ons word geken aan wat ons doen. As jy vir Paulus gevra het wat doen hy, dan sê hy vir jou wie is hy? Ek is saam met Christus gekruisig. So ek dwing my, ek het 'n rympie. Ek sê altyd vir ouens, ek is 'n voltydse navolger van Jesus, vermom as iemand met 'n paar day jobs. Dis my identiteit. My identiteit is nie, ek het noudag dit vertel al. Ekskuus as ek dit herhaal by 'n ander plek, moes ek dit vir 'n Amerikaanse dingetjie waarvoor ek ietsie in 'n boek moes skryf het. Nou vra hulle my kort so bio. Nou sê ek vir hulle, I'm a full-time follower of Jesus disguised as somebody with a few day jobs. Sê ja, but what do you really do? Ek sê, okay, I'm a full-time follower of Jesus disguised as somebody who works at a few universities and churches. Toe los hulle my uit, dus dan kan hierdie ou gaan nêrens heen nie. Want dis mos wat jy doen. Maar ons is ten diepste nuwe mense. Maar ons moet die implikasies deurdink. Nêrens in die vroeë kerk glo mense dat die heksery, of as jou ouma kan ook maar 'n heks gewees het en sy kon 200 ander gode aanbid het, van die goeds in elk geval dood. Onthou julle wat ons laas keer vir mekaar sê toe ons begin het, daar bestaan nie eers in die Nuwe Testament 'n kategorie so Satan aanbidders nie. Ons het dit geskep. Daar bestaan nie eers Satan aanbidders in die Nuwe Testament nie. Ek het noudag, toe ou vir my ook gesê het, jy weet, hy's 'n Satan aanbidder, toe sê ek nou, wat nou? Toe sê ek, weet jy wat, jy's 'n common garden variety sondaar. Ja, miskien blaas hulle ou dop, ja. Want as jy nou 'n Christen wil bang maak, om jy langs hom sit en sê, weet, ek is 'n Satanis, of as jy nou 'n getuienis wil lewer, weet, hulle kom uit Satanisme uit. Dan sê Christen, sjoe, hulle het seker iets beters om te sê. Weet, hulle was voltyds in Satanisme, nee, hulle was net voltyds sondaars. So ons gee vir ouens status wat die Bybel nie vir hulle gee nie. Vriende, as die Bybel dit nie doen, hoekom doen ons dit? Ekskuus, né? Was ek die enigste vreemdeling in Jerusalem? Net 'n sondaar. Want Jesus het mos nou gesê, Matteus 4, die Satan is nie 'n God nie. Hy's nie God nie. Hy's 'n bonatuurlike wese. Hy's in die terrein van engelemagte. Maar engele is nie God nie. Onthou julle Hebreërs 1? Nou dag sê ou vir my, daai engel van die Here, dis Jesus. Ek sê, daai engel van die Here, dis nie Jesus nie. Weet jy hoekom? Tekste lees, broer. Gaan lees Hebreërs 1. Die engel van die Here is die engel van die Here en Jesus is Jesus. Hebreërs 1 maak die groot punt dat waar hy sê, van wie van sy engele het hy ooit gesê, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Hy sê die engele buig voor Jesus. Jesus is nie 'n engel wat gebevorder is nie. Jesus is die Here van ewigheid af. Engele is geskep. Satan is 'n skepsel. Weliswaar in die bonatuurlike ruimte. Goed, so. Nog 'n wapen wat Satan kwyt is. Hy weet, party Christene hou daarvan om dit vir hom terug te gee. Moenie. Laaste wapen, hy het nog so 'n paar verloor. Sy beheer oor die tyd. Toe Jesus gekom het, het Jesus wat gedoen? Ons gaan net nou sien. Satan is onder huisarrest. Kan nie meer in die hemel ingaan nie, so hy's ruimtelik geblok.
en hy kan nie meer die tyd beheer nie. Hy's tyd ruimtelik onder huisarrest. Want Jesus sê, ek bepaal die geskiedenis. Daar kom 'n dag, dat die dag van die Here sal aanbreek, dat ek weer kom op die wolke. Satan beheer nie die geskiedenis nie, ek beheer dit, sê Jesus. En ons lees in 1 Korintiërs 15 dat Jesus beheer het, totdat God alles en almal sal wees. En dan gee hy die heerskappy oor aan sy Vader. Dan is die drie enige God, dan is daar nie meer 'n geveg nie. Goed, ons gaan nog so 5 minute gaan, dan gaan ons breek, sit reg. Ore nog sterk, batterye. Okay. Wapen wat die duiwel nog nooit gehad het nie. Wat die duiwel nog nooit gehad het nie. Is die vermoë om in dooie dinge te bly. Die huis skoonmaak droom. Duiwel het nog nooit volgens die Bybel die vermoë gehad om in dooie objekte te bly nie. Nog nooit. Dit is my verstommend dat mense hom nou die mag gee om in dooie objekte te bly. En enigiets wat nou nie Christelik lyk nie, tot van Liewe Heksie tot by Spider-Man en alles. Ek sê weer, vriende, ek adverteer nie die oppositie met memorabilia wat sy beeld dra nie. Maar ek word nie een van hulle as ek dit aantrek nie. Liewe deeg, en ek kan maar Springbok trui aantrek en Saterdag op Tweakers uithardloop. Sal dalk help, weet nie. Maar hoor 'n bietjie Jesaja 44. Ons gaan nie alles lees nie. Ek gaan net so voelvlug neem. Jesaja 44. Jesaja het 'n lekker tydjie om te spot met hierdie dooie gode. Hoor net, Jesaja 44 vers 6. Geliefdes, hoor die woord van die Here, die bevrydende woord van God. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here, die Almagtige. Ek is die eerste, ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie. Afgehandel. End of discussion. Nee? Wie soos ek is, laat hom dit sê, laat hom sy saak stel en dit aan my voorlê, laat hom 'n verklaring gee van wat gebeur het, vandat ek my volk lank gelede gemaak het, en ook van wat sal gebeur. Laat hy vertel. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie. Het ek dit nie van lankal af aan julle verkondig, dit vir julle gesê nie? Julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Daar is geen ander rots nie. Ek weet van geen ene nie. Die wat afgodsbeelde maak, is self almal niks. Die dierbare gode van hulle kan hulle nie help nie. Die wat vir hulle moet getuig, kan nie sien nie, kan nie verstaan nie. Die wat sulke gode het, word teleurgestel. Wie maak nou 'n God, giet 'n beeld wat nie kan help nie? Almal wat so 'n God aanhang, word teleurgestel. Dis gode wat deur mense gemaak is. Wanneer die wat hulle aanhang bymekaar kom vir 'n beslissing, staan hulle verleë. Die ystersmid vat 'n stuk gereedskap, werskaf van die gloeiende kole met hamers vorm hy 'n beeld, met sy gespierde arm maak hy 'n beeld. En nou word hier vertel hoe maak elke ou vorm 'n god. En uiteindelik hoor net, vat hy die ambagsman kap vir hom vers 14 seders af en dit dien as vuurmaakhout vers 15 vir die mens. Iemand vat daarvan en maak hom warm, of hy maak vuur om brood te bak, of hy maak 'n god en aanbid dit. Nee, dis so ironies. 'n Deel van die hout verbrand hy maak kos daarmee gaar. Hy braai vleis en eet tot hy genoeg is. Hy maak hom warm en sê dis lekker. Ek is warm, ek geniet die vuur. Van die hout wat oorbly, maak hy 'n god, 'n beeld. Hy buig voor hom en aanbid hom. Hy bid tot hom en sê red my want jy's my God. Sulke mense weet nie wat hulle doen nie. Hulle het nie insig nie, hulle oë is toegepluister. Hulle sien nie, niks dring deur tot hulle verstand nie. Hulle kom nie tot besinning nie. In Jeremia 10 wat sê dooie magte is soos dood. Jeremia het ook so 'n bietjie, hy hekel ook so 'n bietjie met die gode soos wat amper Elia doen daar by die Baal profete. In Jeremia 10 net so 'n stukkie, dis ook 'n lang teks. Moenie bang wees vir die tekens in die hemel nie. Ekskuus, Jeremia 10 vers 2. So sê die Here, moenie die gewoontes van die heidene nasies aanleer nie. Moenie bang wees vir tekens in die hemel nie, want is heidene nasies wat daarvoor bang is. Hulle voorskrif om 'n god te kry is sinneloos. Hulle kap 'n boom in die bos af. 'n Ambagsman kerf dit uit met 'n bytel. Hy versier dit met silwer en goud. Met 'n hamer en 'n spyker slaan hy dit vas dat dit nie omkantel nie. Vat so 'n ou god, jy moet net staan, ons hou jou reg op. Sulke gode kan net so min praat as 'n voëlverskrikker in 'n komkommerland. Hulle moet gedra word, hulle kan nie eens loop nie. Moenie vir hulle bang wees nie.
Want hulle het geen mag om goed of kwaad te doen nie. Wie is iemand soos die Here? U is groot, die mag van die naam is groot. Wie sou u nie dien, die koning van die nasies? Dit kom u toe. Onder al die wyse mense, al die konings, is daar niemand soos u nie. Hulle is almal gekke en dwaase, want 'n stuk hout kan vir 'n mens niks leer nie. I rest my case, ek hoef nie. God het die saak gestel. Dooie goed is dood. Vriende, net weer 'n keer. Sou dit waar wees, net die absurditeit. Sou dit waar wees, soos 'n ou nou eendag vir my gesê het, hy het goeters gesien beweeg in daai goeters. Sê vir my, ek ook toe ek 3 jaar oud was, het ek ook goeters gesien. Mens sien baie keer goeters in die nag. Jou oë kan met jou parte speel. Maar as jy die skrif glo, dan en die Satan sal daarvan hou en vir jou te verblind, want 2 Korintiërs 11 vers 14 sê hy's 'n engel van die lig en hy gaan jou kill en hier en daar en hy gaan vir jou suggesties gee en hy gaan jou bang maak. Maar sou dit waar wees dat die bose in dooie objekte kan bly, dan moet God dit ook kan doen. Ek wil weer sê, en dan moet ons maar net sê, goed, ek het nou, ou sê nou vir my, okay, jy het nou hierdie beeldjie, en dis nou dalk satanies, dan sê ek nie, maar ek het 'n Bybel, so die Here is in die Bybel, so ek sit die Bybel langs hom neer, en vanaand veg die Here en die duiwel terwyl ek slaap. Want dit kan ons nie waar wees, dat Satan in objekte kan bly, en die lewende God kan nie. Dan sy mos almagtig op een punt teen God. Vra nou eendag vrou. Ja, maar ek sê, gebruik dit broer, dis waarvoor die Here dit gegee het, denk. Die dingetjie moenie roes nie, geef hom grease, laat die koppie loop. Dink bietjie. Gebruik koppie, dis waarvoor die Here hom gegee het. Ja, maar ons moet in die gees wees. Ek sê ja, dis jou probleem, jy's net in die gees, maar die Here het sê hy wil 'n nuwe kop vir jou gee. Efesiërs 4 vers 17, Kolossense 3 vers 2, Romeine 12 vers 2. Jou gedagtes moet nuut word. Jou soen eides is die Griekse woord om te dink. God soek denkende Christene ook. Dis juist om ons net hulle harte vir die Here gee en hulle koppe vir hulle self hou, dat die duiwel so veel day het in die kerk. Want nou dink niemand nie, nou kom 'n ou en hy sê dit, sê mense, weet jy, kerk het my dit nog nooit geleer, dit moet seker waar wees, nou kom 'n ou met 'n getuienis, jy weet ek het nou die aand geslaap en toe skuif daai ou dingetjie, ja, dis die duiwel. Ons nou 'n eksorsis skryf, en die arme NG dominees, hulle weet nie wat om nou te doen nie. Maar geliefdes, die skrif, die waarheid maak jou vry. Hoor weer, die waarheid van God se woord maak jou vry. Die gees maak jou vry. Sluit af hierdie stukkie. Martin Luther word een nag wakker. Ek dink hy het dit vertel. Sal dit terugtrek, nee, hy was nie. Ek sal weer seker maak. Hoe volgende jaar gaan ek en Johan Smit vir 'n dag in Wittenberg loop. Ons het net gister vasgemaak. Weer 'n keer. Ek was al so 3 keer in Wittenberg. Luther is een van my helde. Luther word, ek het al gekyk daar en sê hy, en sy mense kan nog in sy plek loop. Hy het eendag die duiwel met 'n inkpot gegooi. Maar ek sien nie die ink nie, want ek dink die duiwel het gekoes en toe tref hy die muur. Maar hoe dit ook al sê, ek dink as hy wat vertel het, hy het eendag wakker geword, toe staan die duiwel by hom. Want die duiwel het ook 'n manier nou en dan, hy kom nooit in sy naaktheid nie, ons gaan dit nou sien, ons gaan nou na 'n bietjie praat, hy is ook gevaarlik. Nou gaan ek bietjie praat uit gelowiges perspektief na die tyd. Maar hy kom nie na jou toe en sê, hier's my visitekaartjie, ek is Lucifer uit die hel, kyk die stoom uit my neus, en ek gaan vir jou die volgende 30 sekondes versoek nie. Nee, dit het al met julle gebeur nie, hy kom nie so nie. Nee, hy kom nie so en hy kom in die engel van die lig, sê Paulus, gestalte. Hy verdraai die evangelie 30 grade. Ek bedoel die vader van die kommunisme. Ek het al by die oomie 2 keer verbygeloop daar in Moskou, Lenin. Hy lê daar in staatsie, die van julle wat al daar was. Hy lê daar en hy's morsdood. Hy het gesê jy kan vir Christene enigiets gee. Jy kan vir hulle enigiets gee. Gooi net 'n Christelike sous oor en hulle sal dit sluk. Want hulle dink nie. Hy sê as jy die wêreld wil oorneem, vertel vir Christene enige dwaling, sê net die Here dit vir jou gesê. Anders dit sluk. Ons vergeet Galasiërs 1 vers 8 waar Paulus sê, al sou 'n engel uit die hemel of ek vir julle iets anders verkondig as wat in die woord staan, laat hom anathema, dink ek, 'n vervloeking wees. So geliefdes, is nie 'n speelietjie nie. Mense gaan dood as hulle bang is vir die duiwel. Maar die een ding, die Satan kom so nou en dan in sy naaktheid na mense toe. En dis nie ter sprake nie, maar ek dink ons het almal al ernstige ervarings gehad. Ek het al met evil te doen gehad, dat ek geweet het, ek is nou op Satan se terrein. Maar weet jy, dan kyk ek so rond, dan sien ek hier's Jesus, dan sit weer reg. Dan kan ek ontspan. En dan skrik die duiwel om boeglam, want hy werk op vrees. Maar Luther vertel dat toe die duiwel die aand langs sy bed staan, toe kyk hy die duiwel so, toe sê hy vir hom, hy moet nou slaap. Hy wat Luther is.
Toe draai om en toe draai weer terug sê, nee, hy moet net dit by sê, die Here het vir hom die nag gegee om te slaap sodat hy in die dag vir die Here se eer kan lewe. Toe draai om te slaap hy. Nou kan jy dink, dis al 'n calm down, dis soos 'n spook wat daar staan en sê, "Wah." Die meeste ouens skrik vir hulle blou. Ek bedoel, daar's programme op Discovery oor spooke. Daar's kerke wat 'n studie oor die duiwel maak. En jy kyk vir 'n spook en sê, en die punt is, in Jesus se naam is hy wat in my is groter as jy. My eie, as jy 'n brullende leeu en as ek dood. Maar weet jy wat, ek is in die kragveld van die almagtige God. Hy wat mag het oor hemel en aarde is my Here. So wat het jy nou weer gesê wil jy kom doen? Kry jou ry. Kry koffie.